Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Besprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Pierre. Meneer van der West. Gaan jy vandag bietjie komkommer eet? Ag asseblief, ek gaan nie so nee, ek sal nooit in my lewe so honger hê. Gaan jy bietjie komkommer eet Gert? 10-1 ja. Ek sê jammer Gert, maar enige simpatie vir jou hoor. Dankie Jennifer. Gert, ons begin vanoggend aan die buiteland verkiesings in Amerika. Hoe baie groot nuus in Amerika natuurlik het dit was nou die eerste volgens die ontleeders daar in Amerika, die eerste groot toets vir die Trump regime by die stembus gewees en hy het nie baie goed gedoen nie want hulle het New York se eerste moslim burgemeester en Zoran Mamdani uitgewen daarso teen Cuomo wat deur Trump ondersteun is en dan het hulle ook gewen in Virginia waar Abigail Spanberger die eerste vroulike gouverneur gaan word en het ook gewen in waar is dit nou raak ek mekaar hier met al die state nee New Jersey het ook gewen ja so dit is nogal 'n tamelike nederlaag vir Trump. Baie mense sal nou anders hierna kyk soos hy byvoorbeeld self. Hy sê natuurlik was sy naam nie op die stembrief nie wat seker waar is. Maar al die mense wat hy gesteun het verloor en dan sê hy die mense het verloor weens die government shutdown. Wat nou vra mense nou wie dit nou veroorsaak, jy weet, dit het 10 'n rol gespeel. Ja. Maar die demokrate moet nie te gelukkig wees sê party sê een waarnemer wat ek gesien het op CNN, hy sê die twee state waar hulle gewen het is baie sterk demokratiese state en in New York was die teenstand minder as gemiddeld geweest, jy weet. So hulle sê daar was dit hang maar van die teenstander af in New York en dan die ander state is demokratiese state, maar daar's ook ander wat sê hulle bou nou goeie momentum op tot volgende jaar se mediumtermyn verkiesings, maar die sittende president se party kry altyd swaar in daai verkiesings. Hierdie is seker ook nou maar 'n aanduiding dat hulle swaar gaan kry, want ek sien Trump se approval rating soos hulle in Engels sê, is nie baie goed die laaste tyd nie, alhoewel ek gister 'n peiling gesien het 50% van mense stem saam met die handelstariewe wat hy ingestel het wat natuurlik 'n groot omstredenheid veroorsaak het, maar 50% van die mense stem daarmee saam. So baie water sal nog in die see loop vir volgende jaar se mediumtermyn verkiesings, maar as hierdie aanduiding is, sal die demokrate baie beter asemhaal want hulle was maar teen die planke gewees na die vorige verkiesing, jy weet, hulle het eintlik niks regtig gehad wat vir hulle moed gegee het vir die toekoms. Ek dink hierdie sal hulle nou 10-1 moed gee ondanks die feit dat hulle nou maar gewen het in tradisionele sterk demokratiese state, sal dit hulle tog moed gee. Om die stryd voort te sit. Gaan ons 'n paar interessante goeders met Dami wat gewen het in New York is maar slegs 34, jong kandidaat en dis interessant om te sien die jongeling wat deurkom en hoe hy die kiesers agter hom gekry het. Ek het ook nie besef dat Cuomo eintlik onafhanklike kandidaat is nie. So alhoewel Trump sy steun vir hom gee, is hy eintlik gestaan as 'n onafhanklike kandidaat. Ja, lyk like Trump het die gewoonte as daar 'n Republikein staan en hy weet die Republikein gaan dit nie maak nie, dan ondersteun hy iemand anders. Dis nou wat in New York gebeur het. Natuurlik sê mense Mamdani is Trump se ergste nagmerrie want hy's nou hy's 'n moslim en hy is 'n sosialis basies 'n sosialistiese demokraat. Hy het baie beloftes gemaak in die verkiesing, maar New York is nie 'n maklike stad nie, maar dit is baie interessant om te sien dat iemand wat so jonk is deurkom, Jennifer. Ek wens dit wil 'n bietjie meer hier by ons ook begin gebeur. Dan gaan ons dalk 'n beter toekoms tegemoet gaan met jonger mense wat meer se oë op die toekoms gerig is, anders as lyk my ons huidige regeerders wat net aan die huidige dink en hoe hulle aan bewind gaan bly. Baie waar. Jy weet so ek wens net dit kan hier by ons ook bietjie gebeur. Dit is verblydend te sien dat so baie nuwe kiesers geregistreer vanjaar. Ek dink oor die 305,000 nuwe kiesers geregistreer, maar jy verloor omtrent elke maand so 31,000, maar nou sê die mense ook die feit dat so baie kiesers geregistreer het, wys die mense gebruik elektroniese registrasie en dit wys vir jou jong mense raak bietjie meer opgewonde. Ons hoop dit is 'n goeie boodskap vir ons. Maar dis die tendensie by ons ook in November wat kom volgende jaar. Maar ja, ons moet praat oor Bran Mogotsi, die aanslag op sy lewe wat hy nie by die polisie wil aanmeld nie, lyk dit vir my, maar kan jy hom blameer as hy by Senzo Mchunu betrek word dat hy nie die polisie vertrou nie? Ja, vertrou enigiemand nog die polisie, want mense wil nou eintlik sê hierdie hele polisie ding is 'n sirkus, maar die goed wat nou gister weer uitgekom het, is verstommend. Jy weet dat daar polisiemanne gehuur word as huurmoordenaars. Waar in jou lewe het jy nou dit al gesien? Wie moet jy vertrou? Maar Bran Mogotsi, niemand wil hom ken in die ANC nie, niemand het hom nog ooit ontmoet nie. Maar lyk my hy het 'n baie noue verhouding met Senzo Mchunu gehad en daar was sprake dat hy self Senzo Mchunu se poging om leier van die ANC te word volgende jaar sou finansier. Maar hy is nou aangeval, daar het 'n bakkie verby sy motor gery en ek weet nie hoe, daar's 11 skote het hom getref, is nogal baie is, maar hy is glo ongedeerd. Maar ja, alles maak net nie lekker sin nie.
En die feit dat hy nie wil polisie toe gaan nie, ek meen die polisie wil seker dat daar 'n behoorlike ondersoek doen en kyk wie die skote geskiet. So mense sal nou maar wonder wat daar aangaan. Jy weet die polisie het selfs aangebied om na hom toe te gaan om 'n verklaring te gaan afneem. Jong, Maar hy as het nog ek nie. Brown Mokgotsi, was ek het 'n bietjie gesukkel om Kyk, dink net wat se goed moet Brown Mokgotsi dalk alles weet nie. En baie mense wil nie hê die goed wat hy weet moet op die lappe kom. So jy sê die ANC sê konsys niemand weet wie hy is nie. Ja, niemand het Almal nog ontken nooit dat hulle ontmoet weet nie. wie hy Hulle is. het net vir 'n selfie hier en daar saam met hom geposeer en so aan, maar ja. Dis baie interessant, maar nou ja, 'n vriend van my gister toe hy die ding hoor toe sê onmiddellik hierdie ou weet te veel. Hulle gaan hom uithaal. So dit is ongelukkig hoe mense redeneer deesdae in Suid-Afrikaans moet seker nie. Maar dit is maar hoe mense redeneer, maar dit is skrikwekkend om te hoor elke dag om te hoor wat daar uitkom by daai kommissie van ondersoek, die Mandlanga kommissie van ondersoek, by die parlementêre portefeulje komitee. Dis baie goed dat hierdie goed oop is vir die publiek dat hulle kan hoor wat aangaan, alhoewel hulle net meer mismoedig gaan maak, maar hierdie goed moet uit begin kom. En mense hoop tog nou net vir eens tree die regering tog net op. As 'n kommissie 'n aanbeveling maak. En net ons nie weer sit soos in Zondo wat ons hande vryf en sê ons wag nou 'n bietjie hiervoor en wag 'n bietjie daarvoor nie, want hierdie is 'n krisis. Dis 'n baie groot krisis. Want as jy nie jou polisie kan vertrou nie en as dit lyk asof georganiseerde misdaad sy tentakels oral in. En dit lyk ook dit laat 'n mens wonder as afgetrede of uitgetrede spesiale taakmaglede wat nie meer lede is nie, dan veiligheid raak vir van die mense wat betrek word in die Mandlanga kommissie vir wat gedagvaar word om te kom getuig. En jy kom agter maar hulle hele sekuriteitsspan bestaan uit ou veiligheidspolisie mense, dan begin mense ook wonder oor wat is die verbintenis tussen polisie en hierdie karakters? Ja, die probleem is Pierre, dit lyk my nie dit hou net by die polisie op nie. Dit gaan strek deur na die politici toe, na die nasionale vervolgingsgesag toe. Niemand moet vergeet van daai 9 jaar van Zuma nie. Al hierdie goed is uitgehol, want die mense wat daai tyd staatskaping gepleeg het en korrupsie gepleeg het en die hande in die koekieblik gesteek het, hulle wou nie iemand hê wat hulle kon vervolg nie. So al daai plekke is uitgehol, die NVG. Ek dink die Ramaphosa regering het daarom wel probeer om van die instellings te herstel, maar dit het nie baie goed gevorder altyd nie. Jy weet, en daar's nog baie werk om te doen. Jy weet, om 'n gekaapte instelling ongekaapt te kry is nie 'n dag se werk. Lang werk. Ek dink ons almal wil wel 'n vervolging sien, Gert. Almal wil vervolging sien, Jennifer, dit gebeur nie, maar mense wil nie vervolging sien van die klein visse nie. Jy wil die groot visse in die bak wil jy moet daar op die getuie beskuldigde bank, jammer, wel die getuiebank seker ook, maar in die beskuldigde bank staan. Dis wat mense wil hê. Jy weet nou baie mense wie se name genoem is van die groot visse wie se name genoem is in die Zondo-verslag, het die bevindinge van die Zondo-verslag op hersiening geneem. So mense gaan nou maar wag en kyk hoe daai proses uitspeel, maar ja, dis waar wat jy sê, mense raak ongeduldig, ek kan dit verstaan. Mense moet daarom ook seker verstaan, daar's nie altyd die vermoë om hierdie sake oordentlik te ondersoek nie. Want ek dink ons sukkel omdat dit so uitgehol is, die instellings ons het. Forensiese ondersoeke is duur. Jy moet baie deeglike werk doen, anders word die saak net uit die hof uitgegooi, maar mense is ongeduldig en mense kan dit verstaan want elke dag hoor jy daar word hier is nou weer 'n paar miljoen weg en daar's 'n paar miljoen weg en daar's 'n paar miljard weg en so aan. Jy weet so ja, dit is net verstommend hoe dinge aangaan. Wat ek net nie kan verstaan en ek dink ons het dit al genoem. Wat wil jy met meer as een Maserati maak? Ja. Wat doen jy daai fancy karre? Ek weet nou nie eens meer wat hulle naam is, Lamborghinis of wat se goed. Ek sê in elk geval sal nie in dit inpas nie want dit is bietjie laag en klein, jy weet so. Maar nou wat wil jy met 2, 3, 4 maak? Dit verstomme mense nie. Ja. Gert, ongelykheid is 'n krisis. Ja, so sê professor Joseph Stiglitz wat die Nobelprys vir ekonomie gewen het. President Ramaphosa het hom in Augustus gevra om 'n verslag saam te stel oor ongelykheid in die wêreld en hy wil dit op die G20 praat aan die leiers voorlê. Hy sê want hy dink dit is tyd dat ongelykheid 'n besprekingspunt word op die G20, laat daar planne gemaak word om 'n plan te maak met ongelykheid. Natuurlik, ja, so Stiglitz se reg opmerk weer daar's baie ongelykheid in state en tussen state. Jy weet Amerika is nou baie ryker as Ghana byvoorbeeld. Dis die tipe ongelykheid waarvan hy praat. Mense sal graag wil sien weer van die G20 het hom nou ten doel gestel om te kyk na armoede wat uitgewis moet word en mense wat genoeg kos moet hê en al die tipe van goeders, maar dis baie moeilik. Natuurlik het gelykheid 'n historiese aanloop ook, jy weet dit het nie net skielik eendag ontstaan nie soos Ramaphosa sê, dit kom nie net van gister of 1994 af nie, maar dis nou besides the point sal baie mense sê en hulle sal sê die regering het nou 'n plig
om te kyk dat ongelykheid minder gemaak word, maar dit is maar moeilik, jy weet, en soos Ramaphosa dit reg opgemerk het, die hoë lewenskoste wat ons mee sit, maak net ongelykheid baie erger en daaraan sal ook iets gedoen moet word. Gert, dis baie maklik om te sê dan moet iets gedoen word aan ongelykheid, maar jy gaan nie 'n middelklas wat terselfde pletter werk om aan die lewe te bly en 'n sukses te maak wat al reeds met belasting en met staatsvereistes vir maatskappye gekniehalter word. Jy gaan nie nog verder vir hulle kan belas om hulle af te trek om die ander op te lig. Jy sal die onderkant jy sal die onderkant moet lig. Jy sal planne moet maak om die onderkant te lig sonder om die middelklas verder te belas en te benadeel. Jou grootste bron van inkomste vir 'n staat. Jy kan nie doodbloei nie. En ons het nie so groot groep belasting betaal nie. Ja, dit word al hoe minder, maar ek dink regtig daar sal planne moet gemaak word om die mense van die onderkant af op te bring. En die regering sal regtig daarna moet begin kyk. Jy weet, ek dink mense moet sommer begin by onderwys net. Begin net by onderwys. Kyk net dat daar ordentlike skole is, dat mense ordentlike toilette het, dat mense ordentlike onderwys het, dat hulle in 'n klaskamer kan sit op banke met 'n ligte en 'n verwarmer en dat hulle kos kry en so aan. Dit gaan al klaar 'n hengse verskil. Ja, absoluut. Die regering het planne om dit te doen. Hulle wil mos nou graag verpligtend maak, maar nou is daar weer nie geld om te betaal vir alles. Dis so 'n ou storie. Ou storie. Ja. Jennifer, en dan jou dierbrug vriend. Ek het dit spesiaal opgesit. Dankie. Sofie, hy sê hy gaan nou so hard probeer om Johannesburg mooi te maak, want president Cyril Ramaphosa wil vir sy vriende wys hoe oulik is Johannesburg. Goed. Ja, mense is eintlik stom geslaag. Ja. So as Ramaphosa se vriende kom dan maak jy stap baie oorseese koerante berig oor Johannesburg oor die naweek, die stad wat die einde van die pad bereik het. Helen Zille sê natuurlik, dis omdat sy burgemeester is wat die ANC nou hulle sokkies optrek. Want daar's nou vir eens in dit vir eens is daar nou ordentlike mededinge. Gert, hierdie week ry ek in Johannesburg in vir die eerste keer in jare sien ek 'n span van 3 mense wat met 'n graaf en 'n besem die vuilgoed langs die pad, daai grond op die sypaadjie tussen die randsteen. Ja, kyk hoe hy sypaadjie vir die eerste keer in jare. Ek hoop nie dis die totaal van die taakspan nie. Nee, dis al nie totaal van die taakspan nie. Sofie sê, jy weet, natuurlik sal hulle nou hierdie dienslewering wat hulle nou lewer in Johannesburg, dienslewering ook nog maar tussen aanhalingstekens wil hulle volhou na die tyd. Hy sê daar is genoeg geld, hulle moet net die geld reg spandeer. Dink jy wat ons ook al lankal oor praat. Maar kom ons kyk maar hoe werk dit. Jy weet, ek dink die G20 leiersberaad is by Nasrek, so dis ook nog nie een van die wêreld se uitsoek bestemmings nie. So ja, kom ons kyk maar hoe lyk dit daarso. Ons hou dit nie in Kaapstad of nee, die regering het gesê hulle hou dit juis in Gauteng omdat Gauteng het 5 lughawens wat internasionale vlugte kan hanteer. En jy kan nie as jy so baie wêreldleiers het net met een lughawe sit soos in die Kaap nie, want die mense kom op dieselfde tye aan, jy weet, en jy moet nou elkeen spesiaal laat voel byvoorbeeld. Jy kan nie Indië se president en China se president op dieselfde lughawe laat aankom op dieselfde tyd nie. So daarom het jy die 5 lughawens hier reg rondom Gauteng en hulle is naby hotelle, hulle is naby relatief gesproke aan Nasrek en so aan. So dit sal help. Ek was net noudag by een van die hotelle toe was al die verkeersligte in die omgewing af. Ek hoop hulle werk daaraan op maar. Ek sê ons moes hierdie ding in Askam gehou het. Daar sou niemand hoef potholes reg te maak of ligte hoef reg te maak teen is die mooiste deel van die land. Ja, waar gaan mense bly daar Peer in tente? In die lodges. In die lodges. Ek wil net hê meneer Lesofie met die mense van Johannesburg laat spesiaal voel sonder dat internasionale leiers hoef op te daag en dienste te lewer. Dis eintlik al wat ek lees. Mense moet elke dag so hê nie. So dit gaan baie interessant wees om te sien wat in daai verkiesing gebeur want Helen Zille sê dis Johannesburg se laaste kans op oorlewing. En ek sien Action SA het ook nou die benoemingsproses oopgegooi. So as jy dink jy kan 'n goeie burgemeester wees vir Action SA in Johannesburg, kan jy aansoek doen Peer. Nee. Ja, so dit natuurlik is Herman Mashaba en Helen Zille weer mekaar se hare die hele tyd soos maar die gewoonte is, maar ons sal sien dit gaan 'n baie interessante verkiesing wees. En dit gaan dalk vir mense aanleiding gee van wat in 2029 ook gaan gebeur nie. Ja, al wat ek wil sê is Johannesburg nie vir jou werk by oomblik nie, stem anders. Afval laer petrolprys Gert. Wow. Ja, Jennifer, dit help nogal want dit lyk my dis baie af 51 sent as ek dit nie mis het nie. Maar nou is alles anders weer duur. Krag word so duur en kos word so duur. Vir mense wat nou 'n vakansie beplan wat baie wil gaan rondreis, dit goeie nuus. Maar die lewenskoste soos hierdie berig in The Citizen sê die lewenskoste is baie hoog. Ja. Jy weet en mense sukkel daarmee. Ramaphosa het gister weer daarna verwys. Jy weet en daar's so baie mense wat onder die broodlyn lewe van daai R1600. Ek dink omtrent 55% van die land se bevolking. So daar's geweldige armoede. Daar's geweldige werkloosheid. Die syfer word geskat. Jy weet, party mense praat van selfs hier in die 40%. Baie mense sê mense is al moedeloos. Hulle soek nie eens meer werk. True.
Dit is absoluut. Ek moet vir jou sê, baie van ons sien uit na 'n laer petrolprys. Ja. Ons het so 'n bietjie nou al die kneusplekke in die houe begin vat van die duur kos. Maar die petrolprys sal al bietjie. Eet komkommer. En dan is daar sekere goed wat ek tik wat van my jonger vriende verpes op my selfoon. As ek so duimpie stuur, dan wil dit sê hulle dis passief-aggressief. Dan sê ag nee, is jy ernstig. Ek dog dan net ek sê dis reg. Ja, Piet, ek oortree ook omtrent al hierdie reëls van Gen Z. Want hulle sê jy moet nie laat op 'n ding reageer nie. Ek reageer taamlik vroegerig. Ja. Jy moenie LOL wat laugh out loud beteken agter elke sin en elke boodskap sit nie. Dit doen ek daarom gelukkig nie. Maar nou sê hulle jy moet ook nie jou stemboodskappe en video's kliphard in die openbaar speel nie, maar hoe anders gaan jy dit nou hoor? En dan sê hulle jy moet nie emojis oorgebruik nie. Mag ek nie eens dit doen nie? Nee, jy moet ook nie 2 vraagtekens post as 'n antwoord nie. Dis verkeerd. En jy moet ook nie jou ringtones en jou alarms moet nie baie loud wees. Maar weer is my vraag, hoe anders gaan jy dit nou hoor? Ja, ek verstaan ook nie die alarm ding nie. En jy moet jouself ook nie as jou lockscreen gebruik nie. Iemand moet dit vir my verduidelik want ek weet ook nie wat dit beteken nie. Dat jouself. Ja. 'n prentjie van jouself. O, is dit 'n prentjie van jouself? Ja, Mag ja. dan nie 'n prentjie van jouself op wees nie. O, okay. Ja. En dan moet jy ook jy moet ook nie verskeie een woord boodskappe stuur na mekaar so. Hallo, hoe gaan dit? Dit gaan nog alright. Inteendeel. Ja, inteendeel. Ja. Ja, nee, jy moet dan jou boodskap klaar maak en klaar kry, maar daar's nog baie goed van Gen Z wat seker ook die ander klomp irriteer, jy weet. Weet jy wat? Dis sulke artikels wat maak dat mense nou nog minder van Gen Z hou. Ag nee, sis, jy kan nie dit sê Ek het nie. dit sopas gesê. Ai. Die frustrasie kook oor. Ek gaan liewer die kommentaar lewer nie, want ek sal so diep in die moeilikheid. As ek nou nog daarop kommentaar lewer, gaan ek nog dieper in die moeilikheid Vat 'n kom. nommer, staan in die ry. Ek in die ook ry daar. staan. Ons gaan almal beter wees Ja, en gaan we net werk in sê. ons vooretiket. Geen kommentaar. Dan sê veilig, Gert. Ja, Gert kon nie bereik word vir kommentaar by Druktyd nie. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Goed, plesier. Dit is Gert van Westhuizen en ons is nou weer terug.